Eksodus, hoofstuk 14. Die Here het toe met Moses gepraat. Jy moet vir die Israeliete sê dat hulle moet kamp opslaan teenoor Baal-Sifon, tussen Migdol en die see, net voor Pi-Hagirot. Die Farao sal dan dink, die Israeliete het in die woestyn verdwaal. Ek sal die Farao se hart weer hard maak, sodat hy die Israeliete sal agtervolg. So sal ek stelling inneem teenoor die Farao en sy leer en hulle vernietig. Dan sal die Egiptenare besef dat ek die Here is. Die Israeliete het toe gedoen wat die Here beveel het. Toe die koning van Egipte hoor dat die Israeliete weggetrek het, het sy houding en die houding van sy dienaars verander. Hulle het gesê, wat het ons gedink dat ons hulle sommer so laat wegtrek het? Nou het ons niemand om al die werk te verrig nie. Toe het die Farao en sy soldate hulle strydwaans ingespan. Hy het al die strydwaans van Egipte met hom saamgeneem. Onder hulle was 600 van die beste strydwaans met van sy beste soldate daarop. Die Farao, koning van Egipte, sy hart is verhard deur die Here, maar die Israeliete het onder die beskerming van die Here uitgetrek. Die Egiptiese leer het die Israeliete agtervolg. Die Farao se ruitery en strydwaanmag het die Israeliete ingehaal waar hulle gekamp het net voor Pi-Hagirot teenoor Baal-Sifon. Toe die Israeliete opkyk, sien hulle hoe die Farao en sy leermag op hulle afkom. Dit het hulle baie bang gemaak en hulle het om hulp geroep na die Here. Die Israeliete het vir Moses gesê, het jy ons na die woestyn toe uitgebring om hier dood te gaan, omdat jy gedink het dat daar nie genoeg grafte in Egipte is nie? Hoekom het jy ons uit Egipte gelei? Het ons jou nie alreeds in Egipte gesê om ons uit te los, sodat ons werk kan doen nie? Ons verkies dit om eerder vir die Egiptenare te werk, as om hier in die woestyn dood te gaan. Maar Moses het hulle geantwoord, hou op om bang te wees. Wees net stil en kyk hoe die Here julle vandag gaan verlos. Kyk, julle sal nooit weer in julle lewens die Egiptenare sien soos julle hulle vandag daar sien nie. Die Here sal vir julle veg. Al wat julle moet doen, is om stil te wees. Die Here het vir Moses gevra, hoekom roep jy so na my? Sê vir die Israeliete dat hulle moet kamp afbreek en verder moet trek. Jy moet jou kierie oor die see uitsteek. Die waters van die see sal oopkloof. Dan moet die Israeliete op droë grond deur die see trek. Ek sal die Egiptenare se harte verhard en hulle sal julle agterna sit die see in. Op die manier sal ek teen die Farao en sy leer veg en hulle sal besef dat ek die Here is. Ja, al die Egiptenare sal besef dat ek die Here is wanneer ek optree teenoor die Farao, sy strydwaanmag en sy ruitery. Die engel van God het die hele pad voor die Israeliete uitgetrek. Toe het die engel van God omgedraai en agter hulle stelling ingeneem. Die wolkkolom het ook agter die Israeliete plek ingeneem, sodat dit tussen die Israeliete en die Egiptenare was. Die wolkkolom was donker aan die kant van die Egiptenare, maar het lig laat skyn aan die Israeliete se kant gedurende die nag. Die twee groepe het nie nader aan mekaar beweeg nie. Toe Moses sy hand oor die see uitgesteek het, het die Here 'n baie sterk oostewind laat waai. Dit het die hele nag lank gewaai en die see laat oopkloof, sodat daar droë grond was. Toe trek die Israeliete deur die see op die droë grond. Die water het soos twee mure aan hulle regter en linkerkant gestaan. Al die Egiptenare, die Farao se ruitery en strydwaanmag, is toe agter hulle aan die see in. Vroegoggend, net voor sonsopkoms, het die Here die stryd gevoer teen die Egiptenare en hulle in verwarring gebring, terwyl hy vanuit die vuur en wolkkolom op hulle afkyk. Die wiele van die strydwaans het hy laat insak in die sand, sodat dit baie moeilik vorentoe kon beweeg. Daarop sê die Egiptenare, ons moet wegkom van Israel af, want die Here voer self die stryd teen die Egiptenare. En die Here het vir Moses beveel, jy moet jou hand uitsteek oor die see, dan sal die waters van die see terugvloei oor al die Egiptenare en hulle strydwaanmag en ruitery. Toe Moses sy hand oor die see uitgesteek het, het die waters teen die tyd dat die son opkom reeds teruggevloei na waar dit vroeër was. Die Egiptenare het probeer vlug vir die water, maar hulle het almal in die see verdrink. Die hele strydwaanmag en ruitery, ja, die hele leer van die Farao wat agter die Israeliete aan is, het in die see omgekom. Daar het geen een van hulle oorleef nie. Maar toe die Israeliete deur die see gegaan het, was die water soos twee mure aan hulle linker en regterkant, terwyl hulle op droë grond deurgetrek het.
Op die dag het die Here die Israeliete uit die kloue van die Egiptenare gered, terwyl hulle toe kyk hoe die Egiptenare se lyke op die strand uitspoel. Die Israeliete het presies gesien wat gebeur het en wat die Here aan die Egiptenare gedoen het. Dit het hulle met groot ontzag en vrees vir die Here gevul en hulle het baie respek vir Moses gekry.